Goeiedag kykers en luisteraars, julle is ingeskakel by Kom Speel Saam, seisoen 2, episode 8. My naam is Marissa Smith en vandag gesels ons oor een van my gunstelinge en dit is natuurlik rugby. Net voordat ons verder gaan, bedank ek net graag ons hoofborg, Natfin Finansiële Dienste. Gaan besoek gerus hulle webtuistes of sosiale media bladsye vir alle inligting ten opsigte van julle finansiële behoeftes. Vir kundige, professionele advies, kontak hulle gerus. Nou in my heel eerste episode, in die heel eerste seisoen het ek in die beskrywing gesê kry 'n koppie koffie en 'n stuk beskuit en kom kuier saam. So vandag gesels ek met julle van hier van 'n stoepie by my huis met 'n koppie koffie in die hand, so ek hoop julle kan net so lekker saam speel. Nou ons gaan rugby praat en ons begin dan nou by ons dames. En heel eers ons vroue blitsbokke. Nou hulle is op die oomblik een van Suid-Afrika se groot trots uitvoerprodukte, aangesien hulle die afgelope naweek gekwalifiseer het om uiteindelik aan die HSBC 7 se wêreldkampioenskappe deel te neem. Nou, hulle het die afgelope naweek in Montevideo in Uruguay aan die HSBC 2 7 reeks deelgeneem en hier het hulle genoeg gedoen om te kan kwalifiseer. Hulle eindig saam met Argentinië top 2 en dit beteken dat hulle nou kwalifiseer al het hulle nog komende naweek 'n toernooi in Sao Paulo om af te handel. Maar terug by Montevideo se wedstryde, Nadine Roos en haar dames het meer as genoeg gedoen om te kan kwalifiseer, hoewel hulle ongelukkig met 'n punt teen Spanje verloor het, 14-15, het hulle China 38-0 geklop, hulle het Brasilië 26-0 geklop, hulle het Kenia 27-0 geklop en verloor ongelukkig toe weer teen Argentinië 10-22, maar hoe dit ook al sê, hulle kwalifiseer dan nou reeds vir die wêreldkampioenskappe en Suid-Afrika is wel bewus van die baie werk wat hulle nog moet doen. Volgens hom, om sy woorde aan te haal, ons moet baie wedstryde op hierdie vlak speel om gewoon te raak aan die intensiteit en gehalte. Ons is ook besig om nog diepte in ons span te bou. Verder het hy gesê, Shinadine Bezuidenhout het haar kans in die toernooi om haar debuut vir die Blitsbokke te maak behoorlik aangegryp en sy het baie goed gevaar. En Lerato Mukau, wat ook nog nie so baie toernooi gespeel het nie, het ook uitgestaan met haar pogings. Oor navrae oor beserings in die kamp, het Afrika geantwoord, daar was geen beserings om werklik van kennis te neem nie, maar aangesien dit 'n agtereenvolgende naweek is wat hulle aan 'n toernooi deelneem, gaan hulle die spelers baie mooi bestuur en seker maak dat daar nie onnodige beserings dalk kan veroorsaak word nie. Vroeër, soos ek genoem het wêreld rugby dan bevestig dat Argentinië, wat tans op 40 punte op die tabel lê en Suid-Afrika op 34, reeds deurgedring het na die HSBC toernooie in Hong Kong, 17 tot 19 April, in Valladolid 29 tot 31 Mei en in Bordeaux 5 tot 7 Junie. En dit nog voor die laaste toernooi van die naweek nou gaan gespeel word wat in Sao Paulo sal plaasvind. So baie geluk vroue blitsbokke. Wel gedaan, hou so aan. Ons bly dan nou by vroue en in die Pick n Pay Vroue Superliga 1 reeks is die einde nou byna in sig en die afgelope naweek se wedstryde het reeds vir baie opwinding toe nou weer gesorg en die uitslae was baie interessant vir my gewees. Nou die Boland dames klop die DHL Westelike Provinsie 21-15. En hierdie was 'n uiters belangrike oorwinning, aangesien dit nou vir Boland tweede op die punteleer plaas en dit is waar jy nou wil wees op hierdie stadium van die kompetisie, veral met die finaal wat heel moontlik op Loftusvers wat gaan speel wees. Dan die OP Queens wen die grens en hulle hou hulle drome nog aan die lewe en hulle klop grens met 36-10. Dit sluit 6 tree van die Queens in. En die interessante een van die naweek was die Goue Leeu's teen die Sharks. Goue Leeu's slaagde aan om die Sharks 19-18 te klop. Maar dit was 'n reuse terugvegpoging van die Sharks, aangesien hulle rustyd met 12-0 agter geloop het. So die Leeu's moes behoorlik vasbyt om daardie wen deur te trek. En dan die Bulls Daisies het net doeteenvoudig stoomroller hulle voort en hulle wen die Vrystaat met 52-9. So hierdie dames, veral die van die WP, die Queens en die Leeu's, het nog baie om voor te speel om sodoende in die top 4 spanne te eindig en ons hou hulle fyn dop. Die puntestand op die
op die leer lyk dan nou so, die Daisies die 30 punte en dan die Boland Dames 24, WP 22 en dit is hoekom daai wen van die Boland baie belangrik vir hulle was. Die Queens lê op 16 punte, die Leeu's op 15, Sharks op 11, Vrystaat op 5 en dan die Grens wat uiteindelik hierdie seisoen eintlik wil dalk vergeet. Komende naweek 27 Maart speel die Sharks teen die Boland Dames. Hierdie is 'n belangrike wedstryd vir die Boland, want ek dink hulle sal graag in die tweede posisie wil bly. Dan die Bulls Daisies speel teen die Goue Leeu's in Pretoria. OP Queens speel teen WP in Nelson Mandela Bay en die Grens en Vrystaat sal in Oos-London kragte meet. Kom ons hou duim vas vir die Grens dat hulle seisoen op 'n hoër noot kan eindig. Nou net voordat ons na die manne kyk en na die Waaste beker in Versailles, wil ek net gou noem dat die dames studente se Waaste beker ook reeds afgeskop het. En hulle is ook al na einde van hulle derde ronde sterk aan die gang, so kom ons kyk vinnig na daardie uitslae. Heel eerste is dit Tuks vroue, wat natuurlik voorloop met 13 punte. Dan die Universiteit van die Wes-Kaap staan op 11 punte en die Universiteit van KwaZulu-Natal op 10 punte. Dit is baie interessant dat die Universiteit van Wes-Kaap en KwaZulu-Natal se vroue Waaste bekerspanne bietjie sterker is, lyk vir my as die manse, né? Net so tongenetjies gesê. Dan Fort Hare staan op 5 punte, so gelykstaande met UJ wat ook op 5 punte is en Maties vroue op 2 punte. Veld is nog baie wyd oop in hierdie kompetisie en dit gaan interessant wees om te sien of die dames van Pretoria nes hulle ouer sissies by die Bulls Daisies die pas gaan bly aangee. En nou kom ons begin kyk na die manne. Ons bly by Waaste beker net vir 'n oomblik en Tuks het gou herstel, maar nie met hikke en stote nie en maandag aand 23 Maart moes hulle op die ou end hard spook om 'n oënskynlike maklike wedstryd teen Emirates deur te trek en daardie telling was 27-24. Maties kon daarin slaag om die Noordwes Universiteit Arende te klop met 36-30-26 en die Shimlas het van hulle laat hoor deur Aatjies met 40-33 oorhand te sit. In die Kaap het UJ vir Isaacs gewen met hulle telling 29-13 in UJ se guns. Nou, hoewel Tuks en die Arende reeds vir die semifinale gekwalifiseer het, gaan dit interessant wees om te sien watter ander twee spanne op die ou end in die top 4 gaan eindig. Stand van sake op die punteleer na ronde 6 is dat Tikkie 26 punte het en Arende 23. Nou, Maties en die Universiteit van Johannesburg is op 21 punte, Aatjies op 17, Shimlas op 16, Emirates op 8 en Isaacs op 4. Daardie kompetisie begin ook einde se kant toe staan en daar is nog 'n laaste ronde wedstryde wat maandag aan 30 Maart gaan plaasvind met Universiteit van Johannesburg, UJ teen Tikkies in Johannesburg, Isaacs teen die Maties, die Arende teen die Aatjies in Potchefstroom en Emirates teen Shimlas. So kom ons kyk wie gaan die derde en vierde plek op die punteleer inneem. En dan natuurlik die groot kanon, die VRK of URC in julle taal se nuus. En na 13 weke van harde spel begin hierdie kompetisie ook nader eindeskant te staan, want daar is slegs 5 rondes oor. En van hier af is dit letterlik alles of niks en weekliks is daar spanne wat steeds verras. Uitslae van die afgelope naweek. Die Bulls kom terug en nadat hulle ongelukkig 'n bietjie gegly het op loftes, maak hulle reg en hulle klop die Cardiff span met 40-7 punte. Connacht wen Ulster 26-19, Scarlets wen Zebrae oortuigend 36-17, die Leeu's bra hard deur Edinburgh 54-17 te klop, Benetton wen Ospreys 31-19 en die Sharks byt seer na Munster met 'n oortuigende 45-0 oorwinning. Glasgow wen Leinster 38-17 en die Stormers dra by tot die Suid-Afrikaanse spanne se onoorwonne naweek deur die Dragons 29-21 te klop. Vir die top 8 span op die punteleer is die volgende paar weke uiters belangrik vir daardie plek in die halfeindstryd en die huidige top 8 spanne is op nommer 1 Glasgow, nommer 2 die Stormers, 3 Ulster, 4 Leinster,
5de Cardiff, 6de Munster, 7de Lions en 8ste die Bulls. Connacht is ook op 35 punte soos die Bulls. Hulle is op die 9de plek, maar die Bulls se punteverskil is beter en daarom is daar juis, soos ek genoem het, soveel op die spel dat geen foute nou meer begaan kan word nie. Bepalings vir ronde 14 is dan as volg. Vrydag 27 Maart speel Sharks teen Cardiff, Glasgow teen Benetton, Leinster teen die Sharks, Leinster teen Scarlets, Saterdag 28 Maart sal die Bulls teen Munster speel, Connacht teen Ospreys, Lions teen Dragons, Stormers teen Edinburgh en Zebra teen Ulster. Soos ons genoem het, 5 rondes om te gaan. Wie gaan dit vanjaar wees om daardie Verenigde Rugby Kampioenskap beker te lig? Baie rugby is tog oor om te speel. En dan natuurlik om af te sluit bietjie skole rugby. Die manne begin sommer nou vroeg in die seisoen hulle stempel afdruk en 'n heel wat interessante uitslae was die afgelope naweek aangeteken en ek lig vir ons 'n paar noemenswaardige uitslae uit. Ons begin met Rustenburg wat Frikkie Meyer 45-8 klop. Ben Foster is die baas in die wedstryd teen Eldorein met 47-22. Waterkloof stormloop vir Piet Retief en hulle klop hulle 90-14. Nou, onthou net, die eerste span rugby wedstryd is 'n bietjie korter as 80 minute, so daardie was meer punte as wat daar minute was in daardie wedstryd. Menlo Park speel in 'n vriendskaplike wedstryd teen St Albans en klop hulle 55-20. Nelspruit wen Kempton Park 25-15. Grey College klop Monument van Kreersdorp 31-15. Oosmoed kry dit reg om Hoërskool Middelburg met 21-20 te klop. So in die laaste stukkie kom daar 'n 1 punt by. Diamantveld van Kimberley wen voortrekker van Bethlehem 59-20. Figart Park van Bethlehem klop Trio 22-19. Jim Boucher is klop vir Witteberg van Bethlehem 24-19. Welkom Gym klop Potchefstroom Gimnasium 29-10. Paul Roos speel in 'n baie goeie wedstryd teen Affies en klop hulle 45-28. Parel Boys High met weer eens 'n oorwinning teen Outeniqua. Klink vir my dit is nou al 4 jaar in 'n ry wat hulle dit regkry om Outeniqua te wen en die telling daar was 26-22. Stellenberg mors met Woester Gimnasium en klop hulle 78-0. Parelgym klop Durbanville 45-12. Oakdale speel Appington Doodstil en klop hulle 50-0. En Saks klop Brackenfell 41-12. Al hierdie manne berei natuurlik ook voor vir die Noordsuid toernooi wat volgende week in Pretoria afskop. So sterkte ouens, ons hoop alles van die beste vir julle almal en dat dit rugby sal wen op die ou end van die dag. En dan om heeltemal klaar te maak net ons vreemde sport vir die week en dit is toonstoei. Nou julle sal daar die bekende speletjie Thumb War ken. Nou in plaas van Thumb War te speel, pak die twee opponente mekaar met hulle tone. En veel meer gaan ek liewers nie daaroor sê nie. Daarmee is ons dan aan die einde van die program. Soos julle kan hoor, ek sit buite met 'n hond wat blaf in die agtergrond. Dankie vir die lekker saamspeel. Geniet al die rugby op die kassie, die van julle wat langs die veld kan staan en die wat op die paviljoen sit. Moenie te veel kommentaar lewer oor die skeieregters nie, nê? En baie dankie weer eens aan ons hoofborg Nat van Finansiële Dienste. Tot 'n volgende keer.